So in my eerste jaar wat ek gaan swat het ek geweldige depressie gehad. En is eintlik vir 'n mens amper onverklaarbaar dat dit nou so swaar met jou gaan, want jy's 'n student en jy skielik in die lekkerste tyd van jou lewe en jy het al hierdie vryheid en kuiers en lekker tye, maar jy sukkel met depressie en ek dink ons is skaam om dit te erken aan mekaar en om daaroor te praat maar statistieke wys dat tot 40% van studente is geweldig depressief. En dis presies soos ek sê, ons is skaam om dit te erken of daaroor te praat. So ek het skoonheidsgeswat vir 2 jaar en daarna het ek haarkappery gaan doen. En aan die einde van my haarkapperyjaar het 'n salon in Bloemfontein die college gekontak en gesê sy soek die 3 top studente en ons kon aansoek doen by haar. En dit was natuurlik 'n geweldige eer vir my dat ek daar kan aansoek doen en weet dat sy ons eintlik wil hê. Kom vra het vir ons en ons het daar begin werk en dit was taaf. Want dit is die eerste keer wat jy vir 'n vol dag van 8:00 tot 5:00 op jou voete staan. Jy mag nie sit nie. Jy's of besig om hare op te vee, of jy was spimrollers, of jy was kliënte se hare, of was die kleur af, of jy is altyd besig om iets te doen, jy mag nie sit nie. Dit is die werk van 'n vakleerling. En jy moet jou ure doen voordat jy kan kwalifiseer en die salaris is karig, om die minste daarvan te sê. En dan, elke aand nadat ons nou klaar gewerk het, moes jy sorg dat jy ten minste 1 of 2 kliënte het, sodat sy training vir ons kan doen vir 3 ure, die eienares van die salon. En sy was 'n uiterste perfeksionis, verskriklike moeilike, ongeduldige mens, waarvoor ek baie dankbaar was, want ek het fantastiese opleiding by haar gekry. Maar dit was taaf. So jy staan van 8 tot 8 op jou voete en die druk is aan. So ja, ek het baie swaar gekry. Ek het behandeling vir depressie in daardie tyd ontvang. En die tweede keer wat die psigiater my afgeboek het, ek het dan natuurlik elke keer die eienaar gekontak en ingelig dat ek afgeboek is maar die tweede keer toe ek nou terugkom, weer terug werk toe en my siekbrief vir haar gee, het sy op my geskree en vir my gesê, Marina, you worthless. Vat jou handsak en ek gaan nou maar net sê in goeie Afrikaans trap uit my salon uit. Sy het dit nou net in die beste Afrikaanse Brits, het sy dit gesê. En skielik is ek 'n vakleerling wat gefire is en wie gaan my in diens wil neem? Waar gaan ek werk kry? Waar gaan ek my ure voltooi? En ek het hierdie fantastiese geleentheid gehad by hierdie salon. Dit was 'n baie diep gat waarin ek geval het. En ek onthou hoe ek op my bed gelê het en net vir die Here gesê het, ek sien nie meer kans om te lewe nie, want I'm worthless. En ek cope nie met al hierdie druk nie en kan hy my asseblief kom haal? Ek het hom gesmeek en ek onthou hoe verskriklik teleurgesteld ek die volgende oggend was toe ek wakker word en ek het nie die moed gehad om iets aan myself te doen nie. Ek het gehoop die Here kom haal my. Maar die Heilige Gees is so getrou, want wanneer jy voel asof jy op die vloer is en jy nie verder as dit kan val nie, dis dan wanneer hy kom en vir jou sê, daar is net een rigting nou, Marina, en dit is op. En ek hoor hoe die Heilige Gees vir my sê, bel vir Tannie Maritjie Skols op Jacobsdal en vra of sy vir jou 'n werk het. En dit was 'n tawwe ding om te doen, maar dierbare Tannie Maritjie het my 'n kans gegee en ek kon my vakleerlingskap by haar voltooi. Sy het gelukkig gekwalifiseerde haarkapper gehad en ek kon my ure voltooi en ek kon kwalifiseer. En vandag wil ek dankie sê vir elke kliënt in Jacobsdal wat my 'n kans gegee het. En ja, ek het gesond geword in Jacobsdal en ek sal Jacobsdal altyd dankbaar wees vir hoe mooi hulle met my gewerk het. Ek onthou 'n familielid het
toe ek sê ek gaan Jacobsdal toe gaan, gesê, nee, Jacobsdal, dis 'n klein dorpie. As hulle uitvind hoe weet jy depressie en jy's gefire, jy weet jou vorige werknemer het jou gefire, dan gaan jy uitmekaar uitskeer. En so dankie Jacobsdal. Julle het my 'n tweede kans gegee en ja, dit was die begin van 'n nuwe hoofstuk van my lewe.